Goeiemôre broeders en susters. Ek sê baie hartlik welkom aan besoekers wat hier by ons is vanmôre. Ons nooi almal hartlik uit om te kom saam kuier na die erediens hier langsaan in die melkstal. Lekker saam kuier, koffie drink, bande vasmaak met mekaar. Daar is vanmôre katekisasie, dis die laaste les hierdie kwartaal voor die skoolvakansie. Ons het ook 'n huis na Dinsdag aand Bybelstudie. Dan ons het gehoor van Dominee Braam se broer wat in 'n ongeluk op hulle plaas oorlede is. Ons bede is dat die Here die Van der Walt familie sal vertroos, versterk en vashou in sy liefde. Ons dink aan hulle in hierdie tyd. En dan sê ons ook, baie geluk aan die wat verjaar hierdie week. Ena Tennyson en Corrie Pieterse wat hierdie week verjaar. Baie hartlik geluk van julle. Ons bede is dat dit vir julle 'n mooi jaar sal wees. Kom ons sing die seënbede. Ons kan dit sit en saam sing vir die wat verjaar, maar ook vir ons dink ook besonderlik aan die Van der Walt familie, wanneer ons ook vir hulle die seën van die Here, sy genade toebid. Ons nader vanmôre voor die Here met Psalm 86. Sien net ons nie almal op die aarde behoort die Here te aanbid en voor hom neer te buig, want hy is die grootte God. Maar dan bid is ons bede ook dat hy ons sal lei met sy gees, ons sal leer hoe ons moet lewe sodat ons lof werklik voluit na hom toe sal opgaan. Vers 5 en 6, Psalm 86. For
Die Here antwoord op ons geloofsvertroue en hy groet ons met sy seën. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons sing Psalm 25. Ons sing daarvan vers 1, 2, 4 en 5. In ons teksgedeelte vandag word ons opgeroep om met die Here te wandel, saam met hom te loop. En die psalms wat ons sing met oor die algemeen nou dit verband op, ons Psalm 86, leer my dat ek in u waarheid wandel, in u waarheid loop. Psalm 25 gaan ook oor die paaie van die Here en hoe dat hy ons leer om by hom te loop. Daarna gaan ons geloof saam bely en nadat ons geloof saam bely het, sing ons oor God drie enig en die werking van die Heilige Gees besonderlik, lied 188 vers 3, saam met skrifberuiming 8:3. Verlangen
bely ons geloof met die belydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en hy deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan vanmôre die woord van die Here uit Galasiërs lees. En dan daardie brief van die Galasiërs word baie gesê oor dat ons nie meer onder die wet staan. Dit word partykeer geïnterpreteer dat ons eintlik nou kan wetteloos leef. Maar as dit dan so duidelik verkondig word, ons staan nie meer onder die wet nie, waarom luister ons nog na die wet? Dit is omdat oor die wet gepraat word op verskillende maniere. Dit wat in Galasiërs ter sprake is nie dit wat die wil van die Here is vir ons lewe, oor hoe ons moet in liefde lewe. Dit gaan daaroor die seremoniële wet. Dit word dikwels dan ook genoem die wet van Moses. Of Paulus noem dit so. En die verwysing na die wet van Moses is nie om eintlik te sê dat dit 'n menslike wet is nie, maar dit verwys altyd na die seremoniële wet. Die
reëls wat gegee is vir die ritueel by die tempel byvoorbeeld, of die dinge wat mense moes doen, reëls oor offerandes, oor hoe dit gedoen moes word, hoe opgetree moes word in verskillende situasies, ritueel. Dit is wat vervul is in Christus. In Galasiërs is baie pertinent, ons gaan net nou daarby kom weer, maar is die besnydenis baie sterk ter sprake. Omdat dit baie sterk aan die Galasiërs verkondig is, dat hulle moet die besnydenis onderhou. Dis 'n ritueel wat vervul is in Christus en wat vervang is by die doop. So, wanneer gesê word in Galasiërs, die Here die wet opgehef, gaan dit nie oor die manier waarop ek moet lewe nie. Dit bly vas staan. Die Here wat ons na hom toe gebring het, in Eksodus 19 sê hy ook vir die Israeliete, julle het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en ook julle op arensvlerke gedra het en na my toe gebring het, sê die Here. En dit wat hy dan vir ons sê is, dat ons na sy stem moet luister. As julle dan nou getrou luister na my stem, en my verbond nakom, die verhouding nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom wees, al behoort die hele aarde aan my. Dit wat die Here in die gebooie vir ons leer, is reëls vir die verhouding, vir die verbond. En dit is nooit verander. En daarom luister ons steeds daarna, om die Here ons God lief te hê, met ons hele hart, ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons krag, omdat hy ons verlos het, en daarom wil ons nie ander gode hê voor sy aangesig, of naas hom nie. Daarom mag ons nie vir ons 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, jy mag hulle nie dien nie, want ek is die Here jou God. En ek is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, en hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Met respek vir die Here mag ons sy naam nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Om die verhouding te onderhou wil ons tyd met die Here spandeer, en daarom gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf of jou slavin, jou diere of jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Verder mag ek dan uit liefde vir my naaste nie moord pleeg nie, nie egbreek pleeg nie, nie steel nie, nie vals teen my naaste getuig nie. Jy mag ook nie jou naaste se huis begeer nie, nie sy vrou, ook nie sy slaaf, sy slavin, sy bees, sy donkie, of enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. Die dinge behoort gedoen te wees in die verhouding met die Here. Die Here wat vir Israel gesê het, ek het my verbond met julle gesluit, ek julle na my toe gebring,
Maar die mens wat so worstel hiermee, daarom wat Israel ook, in plaas van om in liefde met die Here te loop, is hulle bang. Ons lees hierna, toe die hele volk die donderslae hoor, die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring en die berg wat rook, was hulle bang en het gebeur. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat U met ons en ons sal luister. Maar God moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want dit is om julle te toets dat God gekom het, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees, en julle nie sondig nie. Die Here wil dat ons naby hom loop. Hy wil dat ons op sy pad moet wees. Dis die genade in Christus wat ons hier by stil staan, die verlossing wat ons terugbring na die Here toe, dat daai afstand van wat geskep is deur die sonde, dat dit kan afgebreek word, en dat ons daarom weer saam met die Here kan loop. Die Psalmboek begin met 'n psalm wat juis ook sê, pas op vir die pad waarop jy is. Nie die sondaarspad nie, maar wees op die pad van die Here, want die Here weet wat vir ons die beste is. Hy ken die pad waarop ons moet gaan. Kom ons sing Psalm 1, vers 1 en vers 4. Here, ons almagtige God, Here, ons buig voor U in aanbidding. Ons dank U, Here, dat ons U, die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, mag ken. Dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Hier mag nie net mag wees nie, maar durf wees. Toegelaat is. Nader geroep is na U toe. Here, wanneer ons voor U grootheid staan, dan voel ons so om te reageer soos Israel en te sê, dis nie moontlik nie. Ons sal sterf.
Dankie Here vir die wonderbaarlike openbaring van u woord, die versekering dat u ons in Christus verlos het, dat u juis daarom u seun na hierdie wêreld gestuur het, sodat ons naby u kan kom, sodat ons met u versoen kan wees. Lei ons Here, dat ons daarom dan ook in u teenwoordigheid sal wil lewe. Lei ons om opnuut dit te hoor wanneer ons na u woord luister, dat u ons na u toe roep, vir ons die riglyne gee vir ons lewe in u teenwoordigheid. Lei ons Vader met u lig, met u waarheid. Lei hom wat u woord moet bedien. Dankie dat ons kan bid deur ons Here Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons wil vanmôre lees uit Galasiërs hoofstuk 5. Die brief aan die Galasiërs, hoofstuk 5. Lees dan na verwys het in die eerste deel van Galasiërs daar baie sterk standpunt ingeneem word teenoor die wat onder die wet wil lewe, wat met ritueel hulle verhouding met God wil vasmaak en dit wil verdien eintlik deur die ritueel na te kom. En in vers 1 van Galasiërs dan vat Paulus het saam, hy sê vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vas en laat julle nie weer onder 'n juk van slawerny indwing nie. Slawerny aan reëls, regulasies. En dan volg 'n gedeelte waarin hy pertinent oor die dwang wat daar deur sommiges uitgespreek is in Galasië, dat die gelowiges besny moet wees, die gelowige mans. En Paulus wys dit baie sterk af. Hy sê dit is afgehandel, dit is nie meer van toepassing nie. Hulle moet hulle nie weer onder daardie slawerny laat indwing om reëls soos die besnydenis te moet nakom nie. En dan kom hy in vers 13 en hy herhaal dit wat in vers 1 was, dat ons tot vryheid geroep is. Julle is tog tot vryheid geroep. Maar dan kom die kwalifikasie. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar veronder word nie. Dit was hoe hulle in die gemeente teenoor mekaar gestaan het, gebaklei het oor die waarheid in liefdeloosheid, eintlik mekaar as gelowiges uit mekaar geskeur het. Paulus sê, die groot gebod is die liefde. En as ons vir die waarheid wil staan, deur mekaar so beet te kry, oor tegniese goeders. Hy sê, dit kan nie. Dan is ons teen die wette. Vers 16, maar ek sê, leef deur die Gees. Letterlik, die ou vertaling vertaal het ook dan, wandel deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie.
Vlees vir Paulus is die ou natuur, dit waarmee ons worstel van ons sondige aard. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie, die rituele wet nie. Die praktyke van die vlees is goed bekend, die ou sondige aard, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevuif en hierdie soort dinge. Waarteen ek julle nou ook weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Wat hy ook wil sê, die wet, dit wat die Here bepaal het, weerspreek nie hierdie dinge nie. Maar dit kan ook beteken, ek het gesê daar soos 'n nuwe wet, dat die regulasies nie geld nie, maar teen die reg doen, die vrug van die Gees, daarteen is daar geen reël. Dit moet. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees, die ou natuur met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Letterlik in pas marcheer met die Gees. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Ons lees tot sover. Wat moet ons, vers 16, maar ek sê, leef deur die Gees, letterlik wandel deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer. Vers 18, as julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Vers 22, maar die vrug van die Gees is. Vers 25, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Paulus het vir die Galasiërs gesê, ons is nie meer onder die rituele wat voorgeskryf is by Sinaï aan Moses daardeur gegee is. In die begin van hoofstuk 5 gaan hy verder terug in die geskiedenis en selfs die reël wat die Here vir Abraham gegee het, julle moet besny word. Hy sê daardie reël is ook nie meer van toepassing. Ons is nie meer onder die rituele wat vervul is in Christus nie. Ons is vry daarvan, want Christus het dit vervul. Hy het vir ons die nuwe lewe oopgebreek. Maar wat moet ons wil? Dis waarby hy dan kom. Nie sedeloos leef nie. Nie in die ou natuur vasgevang bly nie. Nee, die eerste groot opdrag, vers 16. Wandel met die Gees. Of deur die Gees. Dis moeilik om presies te vertaal, want hier is nie in die Grieks is daar nie 'n voorsetsel. Hier is 'n vorm van die werkwoord wat sê dat die Gees die dinge moet bepaal. Wandel met die Gees, deur die Gees, in die Gees, alles maniere waarop die woorde dit weergegee kan word. Belangrik die verbondenheid met die Gees.
En hiermee gaan Paulus nog verder terug in die geskiedenis. Van die eerste dinge wat belangrik was vir die mens. Wanneer ons in die begin van Genesis lees voor die sonvloed nog, is daar twee mense wat uitgelig word oor hoe hulle met God geleef het. Henog in hoofstuk 5, Genesis 5, wat weggeneem is, wat die refrein van hoofstuk 5 van en hy het gesterf, en hy het gesterf, en hy het gesterf, word deurbreek met Henog, en Henog is weggeneem. God het hom weggeneem. En wat word van Henog gesê? Hy het met God gewandel. Hy het saam met God geloop. Dan kom ons by die sonvloed. En die een wat uitgelig word, wat met sy gesin deur die sonvloed kan gaan, is Noag. En wat word van Noag gesê in hoofstuk 6? Hy het met God gewandel, saam met God geloop. Opmerklik wanneer ons dan kom by die verbondsluiting met Abraham in Genesis 17, voordat die Here die besnydenis instel, is sy eerste opdrag aan Abraham: wandel voor my aangesig, loop voor my, loop in my teenwoordigheid. En daarby wat Paulus hier aansluit, en hy sê, kom ons gaan terug na dit wat ons weet belangrik was vir die mens, nog voor al die rituele ingestel is waaroor julle so baklei. Wat belangrik was vir die mens, was om saam met God te loop, met God te wandel. Dis sy eerste groot opdrag: leef of wandel deur die Gees. Nie Gees en God is een. Ons het vanmôre ook weer gesing, die Vader, Seun en Gees is een. Dis die Gees verteenwoordig God. Dis om met God te wandel, wanneer hy sê, wandel deur die Gees. Ons het van nog 'n keer gelees in die Bybel, nog vroeër, waar God kom wandel het, kom stap het. Genesis 3, na die sondeval, dan kom God, wat ons kan, die afleiding, soos sy gewoonte is, in die tuin wandel. Maar Adam en Eva, na hulle sonde, wat vir God moet wegkruip. Hulle stap nie meer saam met God nie. God moet hulle roep: waar is julle? Waar kruip julle weg? Waarom is dit dat julle vir my wegkruip? Want dis die sonde wat die skeiding. En dit wat in die ou natuur vassit, wat maak dat die mens nie saam met God kan loop of kan loop. Dit is die genade wat daar gebeur na die sondeval, wat die mens nie meer saam met God kan loop nie kan waag om hom te sien nie, dat die Here hulle terugroep na hom toe. Hulle daar agter hulle vyeblare uitroep. En vir hulle sê, kom hier. En vir hulle moederbelofte gee van die verlosser wat sal kom, wat die kop van die slang sal vermorsel. Wat dit weer moontlik maak, dat 'n Henog en 'n Noag en 'n Abraham met God kon wandel. Kinders is veilig by hulle ouers. Wil graag saam met die ouers wees, maar as hulle stout is, dan wil hulle nie saam wees.
Want jy doen dit nie voor jou ouers. Want dan is dit moeilik. Die sonde wat die skeiding bring. Want wanneer ons by God is, dan wil ons reg doen. Dan lei hy ons om reg te doen. Dis wanneer daar skeiding kom, wat die stout lewe, wat die sonde, wat die ou natuur sy merk kan maak. Nou wat Paulus sê, hoe kom dinge reg in ons lewe? Nie deur rituele nie. Nie deur godsdienstige reëls nie. Die dinge in jou lewe kom reg wanneer jy bewus word van God in jou lewe. En jou lewe in ooreenstemming wil leef met wat hy wil. Want wanneer ek saam met God loop, saam met hom is, dan kom vers 18, word deur die Gees gelei. Dit wat daar in die Grieks is, kan ons, dat 'n mens dink aan opleiding. Gewys word hoe. As ons saam met die Gees loop, dan lei hy ons in die waarheid. Dan lei hy ons in wat God wil. Dan wys hy vir ons hoe om te leef. Hy doen dit besonderlik deur die woord, want dit is die instrument van die Gees in ons lewe is die woord. Maar deur te lees, te luister, te studeer, kom ek agter wat wil God regtig hê. Maar dit gaan saam met hom loop. In sy teenwoordigheid leef. Wanneer ek so leef, naby die Here, dan word dit wat ek moet doen in die wil van die Here, nie vir my 'n moet nie, maar dit kom spontaan. Vers 22, dan word dit die vrug van die Gees. Want die groot opdrag is die liefde. Ons gaan verder stil staan nog in die toekoms by die vrug van die Gees. Maar die punt is, wandel, vers 16, word toegerus, vers 18, word vrug, vers 22. Dit kom dan uit my lewe sonder dat daar dwang is, sonder dat ek die hele tyd moet dink, maar hoe moet ek nou, wat moet ek nou, hoe gaan die Here tevrede wees? Dat ek weet, omdat ek saam met hom loop, en hy my opgelei het, en dit gebeur, dit is vrug in my lewe, wat die Here wil, sonder dwang. En dan kom vers 25 met die beeld van soldate wat in pas marcheer. Ingelid. Dis hoe die woord wat daar gebruik word van hoe ons met die Gees leef. Ons kom in totale harmonie met wat God wil. En ons leef gedissiplineerd. Marcheer soos gedissiplineerd deur hierdie lewe. Omdat ons in die teenwoordigheid van die Gees is. Begin met die saamloop, die toerusting, wat lei tot gedissiplineerd leef soos die Here wil. Mag ons ook as kerk van die Here so leef. Nie ons moeg maak
met reëls en regulasies en mekaar daaroor verskeur. En dat ons in harmonie leef, juis omdat ons in harmonie is met God. Omdat ons deur die Gees leef. Saam met God die lewe stap. Bewus is dat hy deur die verlossing in Christus naby my is. En ek naby hom. Bewus dat hy nie ver is nie, maar by my. Deur die werk van die Gees. Bewus dat hy elke tree van my pad lei en soek om saam met hom reg te leef. Mag ons so kragtig, gesond, gedissiplineerd in hierdie wêreld leef, in pas met die Heilige Gees. Wanneer ander vra, wat maak jou so? Hoekom buig julle voor die reëls van die wet en die gebooie? Waarom is julle nie saam met die wêreld losbandig? Is dit, ek is verlos, ja, maar ook, ek leef saam met God, die God van orde. En hy bepaal hoe ek leef. Amen. Here, ons almagtige God. Ons dank U, Here, vir U genade dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Ons dank U vir die verlossing deur ons Here Jesus Christus. En ons dank U vir die werk van U Gees, dat U deur die Gees in ons, by ons kom woon. Ons bid U, Here, lei ons deur U Gees om al meer op U pad te loop. Vergewe ons wanneer ons van U wil wegdwaal, wil gaan wegkruip om sonde te doen. Lei ons, Vader, om in U teenwoordigheid te wil wees. Nooit van U te wil weggaan. Saam met U te loop elke tree van ons pad. Lei ons, Here, deur U Gees om te verstaan hoe U pad loop en wat U werklik van ons wil hê, hoe ons in elke omstandigheid moet optree. Here, lei ons genadiglik met U lig, met U waarheid, met U wysheid, na dit wat U wil vir ons lewe is, nie vir ons 'n moed wees nie, maar vrug wat uitbot uit ons lewe uit. Wat vir ons spontaan voorkom, omdat ons naby U is. Lei ons, Here, dat ons so lig sal wees vir hierdie wêreld, 'n lewende getuienis van hoe U verlossing werk en hoe U mense se lewens verander en wat 'n vreugde dit is om in U teenwoordigheid te leef. Dankie, Here, dat ons ook daarom al ons behoeftes voor U kan bring. Juis omdat ons U nie hoef te gaan soek nie, maar omdat ons saam met U deur die wêreld stap. Dankie dat ons met U kan praat. Op die pad. Oor ons hartseer, oor ons pyn, oor ons bekommernisse,
Dat ons daarom ook kan bid vir Dominee Braam en sy familie in hierdie krisistyd. En weet, U is naby hulle, om hulle toe te vou met U troos. En wil U so wees met elkeen wat hartseer is, O Here. Wil U elkeen toevou met U troos, met U nabyheid. Wil U met elkeen wees wat siek is, U hand van genesing en beskerming oor hulle hou. Wil U vir ons versorg elke dag en alles waarmee wat ons nodig het. Wil U vir ons rustigheid gee in 'n wêreld vol onrus, vol haat, vol geweld, vol oorlog. So baie wat nog gemoed die vraag het of die tyd van Armageddon nader kom, maar dankie Here dat ons as gelowiges kan weet, die wêreldgeskiedenis is in U hande. Dat ons veilig is by U, wat ook al die punt is van die geskiedenis waar ons is, en waar ons staan in die ontplooiing van U raadsplan. Lei ons Here om in vertroue, rustig, in vrede saam met U te stap. Met die sekerheid van waar ons pad heen gaan, na die heerlikheid. Dat dit uitloop op dit wat U vir ons bestem het. Die ewige heerlikheid by U. Dat nou reeds kan begin, omdat ons nou al reeds saam met U kan stap. Lei ons Here dat ons daarom as U kerk in hierdie wêreld met vrede sal leef, met hoop, met vertroue, en U verlossing aan hierdie wêreld sal getuig. Deur Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons liefdegawes, ek het dit nou nie uitgelig nie, instandhouding van die erediens, nou en by die deure is dit vir die teologiese skool. Kom ons sing uit Psalm 119, vers 1, 4 en 39. Salig die wat in hul wandel, nie op onregspaaie gaan, maar wat wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. Ook vir die jong mens, hoe kan hy skoon leef? Deur in die pad van die Here te loop. Psalm 8 vers 39, hoe kry ons die lig vir ons pad? Deur die woord van die Here, waardeur die Gees ons ook oplei. Vers 1, 4 en 39. Oh,
saam met die Here loop, kan ons seker wees, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.